Die Eufraat rivier en die boek Openbaring, deel 104. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, baie spesiaal, die handboek wat saam met die studie loop, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is 'n moed, 460 bladsye A4 dik boek, 25 jaar van my lewe net in navorsing in daai boek sonder om te skryf, wat 'n hele paar jaar geneem het. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367-124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan asseblief na deel 1 toe begin voor jy 'n magdom inligting verloor. Begin by deel 1, vat die tyd, stap deur dit. Dit is baie belangrik vir die nuwe kykers, dalk is daar nuwe kykers wat vir die eerste keer kyk. Jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1 toe. En natuurlik moet jy ook inteken, jy moet subscribe. Inteken, deel ook die link of die kontak met die vriende en die familie. Dit is baie belangrik. Skryfblok en 'n pen is belangrik, Bybel, baie belangrik, sodat jy kan saam volg in die Bybel. En as jy natuurlik die 2 sleutels tot die boek van Openbaring het, kan jy hom saam gebruik met die studie, soos wat ons verder gaan teer. Ons is geen kerk of denominasie nie, ons behoort aan niemand nie. Ons behoort aan niemand in die wêreld nie. Ons is nie geaffilieer by niemand nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie. Goed, ons gaan aan waar ons gestop het laasweek. En vanaand begin ons met Openbaring 20, Openbaring hoofstuk 20. Nou wil ek tog sê, as jy nog nie by hierdie tyd 'n seatbelt of 2 gekry het nie, it is about time. Die 1000 jaar, hy sê die Satan 1000 jaar gebind, die gelowiges hier saam met Javashua, Openbaring 20 vers 1 tot 6. Dis 28.1 vir u wat handboek het, die engele met die sleutel van die afgrond. Nou wil ek net weer sê wat ek doen, ek lees die skrifgedeelte net en dan maak ek hom in stukkies uit mekaar uit. En ek, dis Johannes, dis vers 1, het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond. Nou, 'n sleutel is net iets wat jy iets mee oop en toesluit. En 'n groot ketting in sy hand. Hierdie is presies, hy sê hierdie is presies dieselfde engel wie ook in Openbaring 9 vers 11 verskyn het, naamlik die engel van die afgrond, wat in Hebreërs genoem word Abydon en 'n Grieks Apollon. Hier in vers 1 vind ons hom nou, met ander woorde Openbaring 20 vers 1, vind ons hom nou met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Ons het volgens hoofstuk 19, Openbaring hoofstuk 19, reeds saamgestem dat wanneer Javashua op die wit perd verskyn, hy uit gees bestaan, want Java is nie vlees nie. So wanneer ons dan Javashua op 'n wit perd sien, is eintlik 'n metafoor, dis 'n voorstelling. Want eerstens is daar nie perde in die hemel nie. En die swaard, 'n swaard is 'n ding wat uit staal uitgemaak is. Daar's nie staal in die hemel nie. Want ons het sien dat die swaard kom uit sy mond uit. Hy spreek oordeel uit. Ons het reeds gesien dat die wit perd is nie 'n fisiese perd nie. En die ontelbare skare, dis metafore, en die ontelbare skare op wit perde is die bruid, dis die posisie, maar net 'n koning ry 'n wit perd. En ons is koningsseuns en priesters van Java, wat saam met hom kom. Dis wanneer hy sy voet op jou lyfwerk kom sit. Maar Johannes beeld dit uit asof dit op 'n wit perd is. Alraai. Javashua is gees, hy bestaan uit gees.
En vir hierdie rede kan die konings van die aarde met al hulle oorlogtoerusting nie teenoor hom oorlog maak nie. Dis is onmoontlik. Want waar hy hier gaan verskyn, is hy in 'n verheerlike geestelike liggaam. My Bybel sê mos, ek dink u Bybel ook, hy sê vlees en bloed, hierdie liggaam, kan nie in die hemel ingaan nie. It need to be changed from mortal to immortality, van vleeslik tot 'n verheerlikte liggaam, moet verander word. 'n Oogwink in 'n oomblik, sê 1 Korinte 15, wanneer die basuin sal blaas by die wederkoms, en die basuin is nie 'n trompet wat gaan blaas nie, dis Joshua wat sy bruid gaan roep. Hy sê mos, my skape ken my stem. Hoe maklik is dit? As dit wat ons sopas oor saamgestem het waar is, hoe is dit dan nou moontlik vir hierdie engel van die afgrond om die Satan, wie ook verseker net gees is, te bind met 'n groot ketting? Nogal 'n groot ketting. Hoe groot is die skakels? So. Oei, amper stamp ek hom af. Groot. Hoe groot is die skakels? Ons weet nie. Dis 'n metafoor. Dis 'n voorstelling. Want die baie meeste van die kerkouens glo, die duiwel gaan met 'n ketting gebind word. Jy kan nie 'n gees met 'n ketting bind nie. As jy hom hier bind, dan spring hy daar uit. As jy hom daar bind, dan spring hy hier uit. Dis mos common sense. Regdeur die boek het ek vir u verduidelik, wanneer daar beeldspraak gebruik word, en in hierdie versgedeelte is dit dan ook net beeldspraak wat Johannes hier gebruik, om vir ons in die 21ste eeu te laat verstaan, dat die Satan vir 'n sekere tyd sy aardste mag gaan verloor. Dis al wat dit beteken. Dat vir 'n tydperk van 105 dae, 105 dae, wat soos 1000 jaar gewees het, is nie 1000 jaar nie. Die woord sê soos 1000 jaar. Een dag is by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar is by Jaffa soos een dag. Gaan daar vrede op die aarde wees? Wel, ons het die sluiting van die verbond, tyd van vals vrede 1230 dae, 41 maande, wederkoms, van hier af wederkoms 1290 dae, dis Daniël 12 vers 11 plus 1335 dae, hierdie gesamentlike tydperk 2665 dae, dis 7 jaar en 105 dae. Ek skryf net my hand hier na toe. So ek is nog steeds by die 7 jaar en 105 dae, van waar die bruid opgeneem is tot by die slag van Armageddon. 1260 dae, onthou hierso, reg by die wederkoms waar die bruid, die parousia, waar die bruid weggeruk word, verander word uit 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam. Hier ontvang die ouens die merk op die regterhand en voorkop, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Hulle wil nie, die ouens wat nie die merk wil vat nie, se kele word afgesny, hulle siele gaan wag onder die altaar. En nou moet die hele wêreld wat agterbly, die ongoddelikes en die antichristies, die merk op die regterhand, teken van die antichris, waarsonder jy nie kan koop of verkoop nie. Hulle is besig om hierdie mikroskyfie al meer en meer in te bring. Sekere plekke, ons kom by restaurante of plekke waar ons ingaan, dan sê hulle, sorry, we don't accept cash. Do you have a card? Ja, then we'll accept your card, but we don't accept cash. Why not? Ek vra altyd, why not? Dan gee hulle vir my die maklike antwoord, is to prevent robberies. So maklik is dit. It's not to prevent robberies, so mense gewoon te maak aan 'n cashless society of 'n kontantlose tydperk. So van hier af, van die wederkoms af, gaan jy nou 'n kontantlose tydperk hê tot by die slag van Armageddon. Hoekom? Want die antichrist kan almal moniteer en waarneem met die rekenaarstelsel, die internet en al dit wat gebind is aan dit, satelliete en al die goed. So wat gebeur hierso? Die ouens word gemerk vir 1260 dae, 3,5 jaar, is die duiwel gebind, is die mense gemerk, hulle koop en verkoop en teel aan lewensonde. Nou is daar 105 dae, en dan het ons weer 1260 dae. So dit gee ons mos 1260 dae, 105 dae, 1260, 2625 dae.
dit gee my 7 jaar en 105 dae. So ek so 3,5 jaar, dan het jy die tyd wat die duiwel gebind gaan wees, die Satan gebind gaan wees, tyd van vals vrede op die aarde, en dan het ons, ek wil nie sê tyd van vals vrede nie, daar gaan vrede wees, maar hulle gaan dit nie weet nie. Want die vals vrede tyd was die voorkant gewees. Maar hierdie 105 dae, gaan die mense op die aarde, die antichristiese mense nie eers weet die duiwel is gebind nie. Want hulle gaan aan met hulle moerery en koop en verkopery en aanteel en whatever hulle doen. En dan, 3,5 jaar, 1260 dae, van die wederkoms van Jahweh af, groot verdrukking, dan is die duiwel gebind vir 1000 jaar, 105 dae, en dan word hy losgelaat om die Gog van Magog bymekaar te maak vir die slag van Armageddon. 7 jaar en 105 dae. Het jy nou die prentjie? So ons kyk nou na die gedeelte van die 105 dae. So wanneer die 105 dae tydperk aanbreek waar die duiwel met die groot ketting gebind word, Openbaring 20 vers 1 en 2, dan het daar reeds van die wederkoms af, reeds 1260 dae, 3,5 jaar of 42 maande verby gegaan. Verstaan ons dit? Die draak, dis 28.2, die draak, die slang en die duiwel. Die draak, die slang en die duiwel. Vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is. En nou, dit is allemaal, en hy het die draak gegryp, die ou slang, die duiwel, dit is allemaal name vir die duiwel, of vir die Satan. Ek hou nie van die woord duiwel nie, Satan. Dis die naam van Satan, wat aan hom gegee is. Hy is die duiwel, die slang, die draak, en hy, die engel van Jahweh, het hom gebind 1000 jaar lang. So hierdie 105 dae is hoe lang? 100 is 1000 jaar lang. Nou ek het 'n hele reeks gedoen oor die 1000 jaar, die leen van die aardse 1000 jaar vrederyk. Die leen van die 1000 jaar vrederyk. Jy moet dit gaan kyk. Dit is baie interessant. Wat ek net oor hierdie goed praat. Vers 2, en hy het die draak gegryp. As toehoorder weet u lankal reeds, dat al hierdie verskillende name net name is wat verwysing is tot die Satan. Nou as u wat die handboek het van die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, daai tyd het ek nog Satan geskryf soos in die 33 Bybel met die hoofletter S. Ek maak verskoning iewers kan jy hom doodtrek en 'n klein lettertjie S sit. Satan moet nooit verhewe word met 'n hoofletter nie. Ons gee aan hom geen plek nie. Wel eintlik het ek die ding meer dan ooit besef in 2012 toe ek met die Bybelgenootskap besig was oor die klein lettertjies Bybels en die groot letter Bybel. Waar hulle die name van Jahweh, die naam van Jesus, hulle praat van Jesus, die naam van Jesus in die messiaanse profesie met klein lettertjies wou skryf. Of hulle het dit gedoen. Wel vandag is daar 'n Afrikaanse Bybel, hierdie 2020 in 3 vorme. Jy het die klein lettertjie Bybel vir die verkramptes soos myself, die beswaardes soos hulle my genoem het, wat hulle gaan uitfaseer later. Dan het hulle hom met 'n hoofletter, waar hulle hoofletter is, met ander ook waar hulle die naam Jesus dan in die messiaanse profesie met klein lettertjies skryf en dan met hoofletters. En dan kry jy die ander, die laaste ene, die boek nommer 3, die Bybel nommer 3, wat natuurlik die klein lettertjies in het, waar die naam Jesus met klein lettertjies geskryf is, en dan natuurlik waar hy die apokriewe boeke wat uitgegooi was uit die Bybel uit, wat hulle terugbring. Die katholieke boeke, wat daar die apokriewe, die 17 apokriewe boeke, dan bring hulle word teruggebring. Hulle is, jy kan hom koop by Kombo vir ons, so is daar. En ek bemark nou nie die rubbish nie, maar ek sê maar net dit is daar. Alright. Ook weet jy lang reeks dat die Satan vir 'n tydperk van 1000 jaar gebind sal wees. Wat volgens die geopenbaarde woord van Jahweh nie eintlik 1000 jaar gaan wees nie, maar in werklikheid 105 dae, 3 maande en 15 dae.
Want onthou, 1 maand in die Hebreëse kalender is net 30 dae. 30 dae, 30 dae. So jy kan dit self tel. 105 dae. Ons lees weet dat die woord van Jahwe verklaar dat die 1000 jaar by Jahwe soos 1 dag is en by Jahwe soos 1 dag is soos 1000 jaar. Daar kan jy lees Psalm 90 vers 4. Psalm 90 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 8. 2 Petrus 3 vers 8. Ek gee weer die skriffies. Psalm 90 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 8. Wanneer ons nou die volgende versgedeelte bestudeer, moet jy baie noukeurig oplet dat die woord van Jahwe vir ons sê en vir eens net vergeet wat meeste kerke reeds vir eeue vir ons geleer het. Aan die einde van hierdie studie bly dit u reg of dit wat u gehoor het geopenbaarde woord is en of u dit met minagting wil verwerp. In al die jare wat ek besig is met die boek Openbaring, het ek nog nooit iemand gekry wat my geopponeer het oor hierdie onderwerp nie. Nog nooit nie. En tog glo meeste van die kerke in 'n 1000 jaar aardse vrederyk. Hoekom? Want dit is iets wat die Rooms-Katolieke Kerk geskep het in die 16de eeu in die Protestante Bybel. Die duiwel word vir 1000 jaar gebind. En ek het hom, dis die Satan in die afgrond by vers 3, en ek het hom, dis die Satan in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël. Jy moet nou mooi lees. En hom die Satan in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël. Hy's toegemaak en hy's gesiel. Ek weet nie of hulle silikon gesmeer of wat nie, maar dis gees. Sodat hy, dis die Satan, die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar voleindig is en. So die 1000 is hoe lank? 105 dae. Daarna moet hy, dis die Satan, 'n kort tydjie ontbind word. So ons het die wederkoms van Jahwe, dit is nou by die groot verdrukking, 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, Antichrist ouens funksioneer, die 105 dae breek aan, wat 'n tyd van vals vrede is. Wel, ek wil sê, dis 'n tyd van vrede, ek wil nie sê vals vrede, ek is so gewoond om te praat van vals vrede daarvoor, van vrede, maar die antichristiese mense, dit bekommer hulle nie, want dit maak nie vir hulle saak nie, want hulle is al vir 3,5 jaar aan die gang. So hulle weet nie eers die duiwel is gebind nie. En dan word hy losgelaat. Nou is ons hierso, by vers 3. Dan gaan hy weer losgelaat word vir die volgende 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande. Om wat te doen? Kom ons kyk. Vers 3. En hom die Satan in die afgrond gewerp en hom toegesluit, dis nou in hierdie tyd reg hier aan die einde van die eerste 3,5 jaar. En hom verseël sodat hy die Satan, die nasies nie meer sou verlei nie, totdat die 1000 jaar, die 105 dae, daarna moet hy die Satan vir 'n kort tydjie, die vir kort tydjie is 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, ontbind word. Hy word losgelaat. Jy weet, ons het reeds die 1000 jaar vrederyk bespreek, om hierdie geen verwarring mag ontstaan nie, sal jy my moet toelaat, dat ek vir u die woord van Jahwe wys, hoe hierdie spesifieke verduideliking ook deel uitmaak van sekere onskriftuurlike dogmatiek en sienswyse, en dat dit ons as aardse mense vir 'n volle 1000 jaar op hierdie huidige bestaande aardelose, goddelose mense gaan regeer, waarna Satan volgens vers 3 vir 'n kort tydjie ontbind en losgelaat gaan word. My vraag is, hoekom, eerstens is die duiwel gebind vir 1000 jaar, en hoekom moet hy losgelaat word? As hy nou een keer gevange en gebind en verseël is en gesilicoon is en toegemaak is, hoekom hom weer uitlaat? Dit klink ons nie logies nie. As jy jou vyand een keer gevang het en hom in die tronk gesit en hy's toe, hoekom wil jy hom uitlaat? Na 'n kort tydjie. Dan word hy's nou vir 1000 jaar vas. Dit sal soos 1000 jaar wees, wat werklikheid 105 dae is. En dan word hy vir 'n kort tydjie losgelaat. Om wat te doen? Eerstens is dit baie belangrik om te weet wat daar in die algemene kerkwêreld geglo word. Daar word in die algemeen geleer dat na die slag van Armageddon,
die 1000 jaar vrederyk op die aarde sal bestaan en aanbreek. Dis wat die ouens vertel altyd. Die slag van Armageddon is hierso. Wederkoms het hier plaasgevind. 2625 dae het verbygegaan, 7 jaar, 105 dae, slag van Armageddon. Nou sê hulle, na die slag van Armageddon, kom ons sê, hierdie is nou die slag van Armageddon, hierna breek 1000 jaar vrederyk aan. Nou moet jy na hierdie teologie luister. Dis die algemene teologie in die godsdienstwêreld, die protestante wêreld, veral die Pinksterkerke. Groot verdrukking is klaar. Armageddon, nou skryf ek Armageddon hier aan toe. Armageddon is nou hierso, en nou breek die 1000 jaar vrederyk aan. Hoekom sal die 1000 jaar aardse vrederyk net vir 1000 jaar wees? Hoekom nie vir ewig en altyd nie? Almal is dan klaar doodgemaak. Almal is klaar doodgemaak. Jy moet luister na die snerp wat die ouens glo. In hierdie tyd gaan daar sondelose kinders gebore word, want die duiwel is mos nou gebind, sê hulle, na die slag van Armageddon. Hulle kan nie eens Bybel lees nie. Kom ons kyk. Eerstens is dit baie belangrik om te weet wat daar in die algemene kerkwêreld geglo word. Daar word in die algemeen geleer en aanvaar dat na die slag van Armageddon, hierso, die 1000 jaar vrederyk gaan aanbreek. En op die bestaande aarde sal aanbreek. Die aarde bly net so. Die Armageddon het hier plaasgevind. Daar sê, Armageddon werk met atoomoorlog. Want Jeremia sê, Jesaja sê, dis soos 'n wind wat waai en die vleis val van die mense se beendere af. En die geboue waai weg. En die bome raak weg soos mis voor die son. Dis atomiese oorlog. Maar nou gaan hulle vir 1000 jaar op hierdie aarde woon, asof Armageddon nie 'n atomiese oorlog was nie. Nou word daar geleer dat hier op hierdie aarde van ons vir die volgende 1000 jaar sondelose kinders gebore sal word, omdat die vader van die sonde, Satan, gebind is. Hierdie kinders, wie tydens hierdie 1000 jaar gebore word, sal sondeloos wees en volgens Jesaja 65 vers 20, Jesaja 65 vers 20, ongeveer 100 jaar oud word voordat hulle sterf. Dis die kinders wat, so hier gaan basies 10 geslagte van kinders gebore word wat 100 jaar oud gaan word. Sondeloos. Wanneer jy hierdie skrifgedeelte in Jesaja 65 vers 20 lees, klink alles wonderlik. In werklikheid is hierdie gedagte nie werklik waar nie. Waarom? Omdat elke kindjie van Adam af met die ewige lewe van Jahwe gebore word. Dit beteken dat hulle reeds sondeloos is. So wanneer hulle sê dat na die slag van Armageddon word die kinders sondeloos gebore, insinueer hulle dat van Adam se tyd af word die kinders tot vandag toe, of tot by die slag van Armageddon, met sonde gebore. Terwyl die Bybel sê, 'n kind is 'n engeltjie. Hy het nog nooit gesondig, hy sê nog nooit gesondig nie. Toe die moeders die kinders na Jafashua toe bring, en die disippels hulle verhinder, wat sê Jafashua vir die disippels? Verhinder hierdie kindertjies nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van my Vader. Wat is dit? Hulle het die ewige lewe. Hulle is sondeloos. Hulle het die ewige lewe in hulle. Hulle het nie nodig om gedoop te word of besprinkeld te word nie. Hulle het nie sonde nie, hulle het nie nodig om hulle te bekeer nie. Hulle name is voor die grondlegging van die aarde af reeds in die boek van die ewige lewe geskryf. Maar wanneer hierdie kinders gaan opgroei en jong mense word en volwasse mense word, dan deur sonde te doen verwyder hulle name uit die boek van die ewige lewe. Hulle vee dit uit. Maar voor dit was elke kind wat gebore is sondeloos. So nou kom die kerke vandag en hulle sê, nee, na die slag van Armageddon gaan daar eers sondelose kinders gebore word, volgens Jesaja 65 vers 20. Dis nie wat Jesaja 25 vers 60 verduidelik nie. Maar hulle gebruik daai skrifgedeelte, want kinders
word nie met sonde gebore nie. Maar die Bybel sê, hy besoek, ek dink dis die derde gebod. Hy besoek die sondes van die derde en die vierde gebod. Die sondes van die derde en die vierde geslag. Aan die kinders. Wat? Ek hoor nie? Hy besoek die sondes van die kinders van die derde en die vierde geslag. En dan stop die ouens net daar. Hy sê van die wat my haat. Die ongoddelike mense. Nie Christen mense nie. Nie Javiste nie. Dit is onmoontlik. Kinders word sondeloos gebore. Maar hulle moet dit so skep, sodat hulle die 1000 jaar aardse teorie kan probeer volmaak. Nou sê ek net weer hierso. Waarom? Omdat elke kindjie vanaf Adam reeds met die ewige lewe van Jahwe gebore word. Dit beteken dat hulle reeds sondeloos is. Lukas 18 vers 15 tot 17. Luister wat sê Lukas 18 vers 15 tot 17. Want dit sê Jahwe self. Want aan sulkes, hierdie kindertjies, behoort die koninkryk van my Vader. Hulle is reeds sondeloos. Ons het nie nodig om te wag tot 1000 jaar vrederyk op die aarde aanbreek, om sondelose kindertjies te sien nie. Hulle bestaan reeds vir eeue reeds. Kom ons kyk eers na die sienswyse dat die 1000 jaar aardse vrederyk na die slag van Armageddon moet plaasvind. Met ander woorde, Armageddon, beskryf ek hom net hiernatoe, na die slag van Armageddon, 1000 jaar vrederyk. Kom ons kyk of dit moontlik is. Die rede daar geleer word dat hierdie 1000 jaar vrederyk na die slag van Armageddon moet plaasvind, is omdat daar nie enige plek in die kerkwêreld is waar dit voor die slag van Armageddon kan gebeur nie. Het jy dit geweet? Die kerkwêreld is ook nie stupid nie. Hulle weet van die verbond af, wat gebreek is, wederkoms van Jahwe, bruid is in die hemel in, groot verdrukking is op die aarde. Hierdie is 7 jaar en 105 dae. Nou in hierdie 7 jaar en 105 dae, hoe kry jy 1000 jaar aardse vrederyk hier ingepas? En dis hoekom hulle sê, slag van Armageddon, dan die 1000 jaar aardse vrederyk. Volgens die sienswyse of dogmatiek van die meerderheid Christelike kerke, moet ons nou verstaan. Hier is nou 1. Die slag van Armageddon vind eers plaas, direk, hierna, hier vind die slag van Armageddon plaas, hierna breek die 1000 jaar vrederyk aan. As dit, wat in die algemeen geleer word, waar is daar volgens Jahwe se eie woord 'n geweldige probleem. Want die woord van Jahwe verklaar, dat hierdie bestaande aarde geheel en al deur vuur verbrand sal word, tydens die slag van Armageddon. 2 Petrus 3 vers 10. Dis wat 2 Petrus 3 vers 10 sê. Want onthou, hier is nou die slag van Armageddon. Ek het hom nou hiernatoe geskryf, so ek werk nou met my linkerhand die slag van Armageddon, 1000 jaar aardse vrederyk, wat hulle sê. Kom ons kyk, wat sê 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van Jahwe sal kom soos 'n dief in die nag. Vir wie? Vir Israel. Die 2/3, onthou daar is 3/3. 1/3 neem Jahwe aan as hulle groot verlosser voor die slag van Armageddon. In hierdie is die wederkoms, 7 jaar, 105 dae. In hierdie tydperk word die evangelie verkondig aan die Israeliete en 1/3 van hulle neem hom aan. Kry my boek Israel's Rapture, maar selfs in die 2 sleutels tot in my boek Openbaring het ek hierdie hele gedeelte hanteer. So nou sê hy kom vir hulle soos 'n dief in die nag. Nie vir die bruid nie. Hy kom soos 'n dief in die nag vir Israel. Waar in die hemele met gedruis, naamlik die atoomvuurpyle en die vegvliegtuie sal vergaan, en die elemente, naamlik die mense en die diere op die aarde, sal brand en vergaan. Nou moet jy groot luister en jou seatbelt vasmaak. En die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
Nou is my eenvoudige vraag. Dit gebeur hierso. Tussen die wederkoms en hier's Armageddon. 7 jaar en 105 dae. 2625 dae. Kom ek lees wat gebeur hierso by die slag van Armageddon. Openbaring 20 vers 8. Dis waar dit gebeur. Maar die dag van Jaffa kom soos 'n dief in die nag vir Israel, waarin die hemele met die gedruis, naamlik die vuurpyl, atoomvuurpyle en die vegvliegtuie sal vergaan, die aarde. En die elemente, naamlik die mense en die diere op die aarde, sal verbrand en vergaan. Waar? Hier tussen hierdie twee punte. En die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, alles wat gebou is. Jesaja het dit gesê, soos 'n wind wat waai, wat alles wegwaai. Nou my eenvoudige vraag, as die aarde totaal en al verbrand het volgens 2 Petrus 3 vers 10, dit is my skrifgedeelte, 2 Petrus 3 vers 10, waarop gaan die 1000 jaar aardse vrede na die slag van Armageddon nou plaasvind? Want daar bestaan niks meer nie, alles het verbrand. Het is so eenvoudig of ek glo die woord of ek glo die kerk se stories en die goed wat hulle vir ons geleer het terwyl hulle vir ons gelieg het. Dis wat die meeste van die protestantisme plaasgevind het. It was lies upon lies, leuns op leuns op leuns. En weet jy wat? Die Katolieke het hulle gevoer met dit en hulle dit in die Bybels geskryf en die teologie geskep vir dit wat hulle wou glo. My Bybel, ek lees net wat in die woord staan. Het is om bietjie te gaan navors, nakyk. Tot volgende week as Jaffa lewe en sonlei spaar. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.